is hier vanoggend. Want ons wil ook ontmoeting met U hê. Ons het 'n behoefte aan U, die nabyheid, die leer, wat U vir ons wil sê. Ons het 'n behoefte daaraan dat U moet ingryp in ons lewe. Here, ons is in lydenstyd en ons word diep gekonfronteer met ons eie seer, ons eie foute, ons eie dinge. Here, dankie dat ons dit nie alleen doen. Dankie dat ons saam met U kan wees. Ons in verhouding met U staan en dat ons kan weet, maar ek mag maar by U kom sit. En Here, U sê dat U vir ons genesing sal bring. Dankie dat ons harte kan oopmaak, dat ons harte kan uitsit. Here, dankie dat U vir my, elkeen van ons vandag, 'n boodskap het. Help ons om te luister. Help ons om alles in te neem wat U vandag vir ons wil sê. Dankie Here vir al die liefde en al die genade. Amen. We kan julle Bybels oopmaak by Johannes 12. Johannes 12 en vers 1. Gaan ons lees, Johannes 12 vers 1. 6 dae voor Paasfees het Jesus na Betanië toe gekom, waar Lazarus, wat hy die dood opgewek het, gewoon het. Daar het hulle vir Jesus 'n ete gegee. Martha het bedien en Lazarus was een van die wat saam met hom aan tafel was. Toe het Maria 'n half liter egte baie duur nardesolie gebring en dit op Jesus se voete uitgegee en sy voete met haar hare afgedroog. Die hele huis is deurtrek met die geur van die reukolie. Judas Iskariot, een van Jesus van sy disippels, die een wat ons verraai, sê toe: "Waarom is hierdie reukolie nie vir 300 silwermuntstukke verkoop en die geld vir die armes gegee nie?" Dit het hy gesê nie omdat hy oor die armes bekommer het nie, maar omdat hy 'n dief was. Hy het die beursie gehad en het van die Bybels gevat. Toe sê Jesus: "Laat staan maar. Sy moes dit hou vir hierdie dag, om my te salf vir my begrafnis. Die armes het julle nog altyd by julle, maar vir my het julle nie altyd." Ons lees tot sover. Nou, net die vorige hoofstuk, dan is wat Jesus vir Lazarus uit die dood het. So jy allemaal ken daai verhaal van drie broedies en sissies, Maria, Martha en Lazarus. Waar goeie vriende gewees van Jesus. Maria en Martha wat vir Jesus laat kom, want hy is siek en hy is besig om te sterf. En Jesus vat vir sy tyd en die tyd van hy laat kom is Lazarus reeds dood. Maar dan doen hy die groot wonder en hy wek vir Lazarus uit die dood uit. Nou, die oomblik wanneer jy dood in die gesig staan, dan besef jy die waarde van lewe, van ware lewe en wat liefde in mense lewe werklik beteken. As jy dit ooit van selfspreekend aanvaar het, dan is dit die oomblik wat jy besef hoe belangrik dit eintlik nog altyd was. Liefde wat verhoudings, dit oortref alles in waarde, want as jy met die dood gekonfronteer word, dan beteken die res van die goed niks. Dan het dit heeltemal waardeloos geword, want jy kan niks doen nie. Maar die einde is die liefde verhoudings wat verskriklik belangrik is. Maria, Martha en Lazarus verstaan iets hiervan. Hulle verstaan wat dit beteken om iemand aan die dood te verloor.
Maar hulle het ook beleef wat dit beteken om hom weer terug te kry. Die Lazarus wat uit die dood het opgewek en hulle broer wat hulle weer terugkry. Maar hierdie mense se lewe is vir altyd verander. Hulle sal en is nooit weer dieselfde nie. Maar jy kan nie dieselfde wees nie. Jy kan nie dieselfde wees as jy gesien het hoe iemand wat heeltemal dood was, wat al begin ruik het, uit die doodheid opstaan en heeltemal oukei is. En die dankbaarheid wat hulle teenoor Jesus moes gehad het, moes ongelooflik gewees het, moes alle verstand te bowe gegaan het, want hy het vir hulle broer teruggegee. En ons sien dit ook in hierdie verhaal wat gelees word. Jesus kom, hy is op pad Jerusalem toe, en hy gaan aan in Betanië en hy kuier vir hulle. En as mens hierdie stuk lees, is al 3 van hulle teenwoordig. Hulle mis nie dit om by Jesus uit te kom nie. Want Jesus het hulle lewe verander. Hulle mis vir niks dit om tyd saam met Jesus, die een wat hulle alles vir skuld te hê, om tyd saam te spandeer, die liefde wat daar is vir hom, is ongelooflik gewees. Martha sal sy bedien hulle, Lazarus sit aan, hy spandeer tyd met Jesus. En dan kom Maria, en sy stort 'n halwe liter nardesolie op Jesus se voete. Nou, as mense nou mooi dink aan die waarde van dit, die teks sê vir ons is baie duur olie, egte nardesolie. En dit het verskriklik baie waarde gehad in daardie tyd. Dit was gelykstaande aan 'n hele jaar se salaris. Imagine, jy vat 'n hele jaar jou salaris en jy stort dit uit op iemand se voete. Dis baie groot. En dis hoekom Judas dalk ook gedink het, so hierdie vrou is besig om iets baie kosbaar te maak op Jesus se voete. 'n hele jaar se salaris. Nie van jou, maar ek weet van ek mense, jaar se salaris, weet nie hoe gaan oorleef nie. Uitstort op iemand se voete, sal uitstort op iemand se voete. Maar die reuk van dood wat hulle gehad het, en as ons na Lazarus se storie luister, dan sê hulle hy het begin ruik en is 3 dae in die graf. So die reuk van dood word vervang deur die reuk van reukolie. En dit weertrek die hele vertrek. Dit voel alles. En dit is 'n teken van nuwe lewe wat in die vertrek lewend word. 'n fees oor die lewe van Jesus, oor die lewe wat Jesus gegee het in die eerste plek. Maar hy is ook baie bewus van die dood wat op pad is, nie? Die dood wat ons almal mee gekonfronteer word, ons almal sterf op die einde. En Jesus wat ook sê, maar dit is vir ons eie begrafnis. Jesus wat vir hulle sê, maar hier kom iets wat hulle nie gaan vanhou nie. Jesus se dood wat hulle ook voorberei op. Maria is baie bewus van die pyn wat saam met die dood kom. Sy het eerstens net ervaar. En sy wil dit nie ervaar nie. Sy wil dit nie weer ervaar nie. Maar in dieselfde asem is hy ook bewus. En sy ook nou net aanskou hoe Jesus groter en sterker en magtiger is as die dood. Dat selfs die dood nie vir Jesus kom terugkeer. Hy is magtiger en sterker. So sy kom en sy kom sê met haar hele hart dankie vir Jesus. En dit is nou nogal vir my, as ons lees wat Jesus, mens sien hoe Jesus sy persoonlikheid en wat hy kom doen het, en sy bediening van diensbaarheid ook afsmeer op die mense naby aan hom. Jesus het mense gesond gemaak, hy het tyd met mense spandeer, hy het mense raak gesien wat niemand anders wou raak sien. Hy het mense gaan sit en het geëet saam met hulle, wat niemand anders wou eet, wou eet. Mense wat weggegooi is, want hy kon vergewe en hy kon maak hulle nie. Hy het nie gekom as hierdie verskrifte koning met die kroon op sy kop en hy 'n aura gehad
volgende week is Palmsondag, ons gaan 'n bietjie praat oor Jesus wat die donkie in Jerusalem aangery. Hy kom nie op 'n wit perd aan. Hy is nie die ryder wat hierdie oorlog gaan wen. Hy kom op 'n nederige donkie, 'n werkende dier. En hy sê, die koning is hier. Toe Jesus se koningskap is heeltemal anders as wat ons dink aan koningskap. En Jesus se diensbaarheid en die liefde wat hy het vir mense smeer af op die mense naby hom, op die mense wat hy tyd spandeer, die mense wat hom regtig lief het. Die eerste plek, Maria stort hierdie olie op sy kop uit, en sy salf hom nie op sy kop nie, sy salf sy voete, teken van diensbaarheid. Sy salf, dis nie die hoofpriester wat die salwing doen nie, maar hierdie koning Jesus salf nie, sy vrou wat ons salf. En as mens nou mooi terugkyk in die konteks, in daardie tyd, as 'n vrou enigiets, 'n vrou mag is, weet nie wat 'n vrou was, het nie regtig waarde gehad nie. As jy dink aan klas, sy was die laaste van die laaste van die laaste. En hier kom Jesus en Maria, die eerste plek, sy kom na Jesus toe, en sy salf hom. Sy kan die vrymoedigheid neem in die eerste plek, om Jesus toe te salf as vrou. Dit was ongehoord in daardie tyd. En Jesus laat dit toe. Jesus aanvaar die salwing. En sy sê jou raad, ek het jou lief, ek aanvaar jou. En jy as vrou mag my salf, jy is waardig genoeg om my te kan salf. En Maria as 'n vrou wat die salwing kan doen, is regtig baie groot gewees. En ook hulle wat Jesus wat sê, sy mag. So, Jesus word gesalf as koning, sy voete word gesalf, nie sy kop nie, sy die hoofpriester wat hom salf nie, en dan gaan hy in Jerusalem in, en hy kom as koning en as 'n donkie, op 'n donkie, diensbaar. En die mense rondom hom is ook diensbaar. Jesus leef 'n model van liefde, wat soveel meer betekenis het, as wat ons ooit kan dink of droom. Van waarde, van liefde wat van bo afkom, liefde wat kom uit lang uit, liefde wat kom uit, jy moet my lief hê, want anders gaan ek iets aan jou doen, daai vrees, is nie ware liefde. Liefde wat kom uit ware liefde, diensbaarheid en dankbaarheid, is ware liefde. Liefde waar mense by mekaar kan wees en kan wees, totaal en al hulle self kan wees en hulle dankbaarheid kan uitstort, sonder om te dink dat daar nagevolge of iets gaan wees, dat sy gestraf gaan wees omdat sy dit doen. Opregtheid, ware liefde, waar ons met ons hele self by mekaar kan wees. Is die voorbeeld wat Jesus hier kom staan en wat maak dat Maria die vrymoedigheid kan hê om regtig by Jesus se voete te kan wees, haar koning, haar redder, die een wat sy weet, groter en sterker, magtiger as enigiets wat ons ooit kan dink en doen. Dis wat Maria doen, is nie iets klein, en ons het net gesê, dis hele jaarswerk, sy gee al alles. Selfs in die lig, ons gebruik haar hare om die olie op te droog, en dit ongeveer ons baie mee, so dit afkoort. En sy kom, en sy gebruik haar hare om dit af te droog. Sy gee haar alles. En die wonderlike daarvan alles is, dat Jesus het gegeensins van haar verwag het nie. Sy doen dit heeltemal totaal en al, uit haar eie uit. Dit is 'n verhouding wat sy met Jesus gehad het. So, Jesus verwag nie hierdie verskriklike. Hy verwag nie dat sy haar hele salaris moet uitstort nie. Maar hy aanvaar dit, want hy weet op van liefde, vanuit liefde. En as mens mooi dink, as 'n mens regtig iemand lief het, en jy doen iets vir iemand wat jy lief het, dan doen jy dit nie halfpad nie. Jy doen dit voluit. Jy gee jou alles. Alles wat jy nodig kan. Jy doen moeite.
En die persoon wat dit ontvang weet van waar dit kom uit jou hart uit, en dat jy regtig lief is vir die persoon. En Jesus weet ook, dit wat Maria nou net gedoen het aan hom, kom uit haar hart uit. 'n absolute verwondering vir hom. En daarom aanvaar hy dit. Daarom sê hy nie, jy kon dit eerder vir die armes gegee het, want hy weet waar het vandaan kom. Die ander man, as mens kyk na die Judas optrede, Judas misbruik goeie intensies op sy eie gewin. Hy kom en hy sê, maar hoekom kan ek nie maar dit verkoop het en vir die armes omgee? Ons weet, ons lees dat Judas bybedoelingsmond het. Sy hart was op die regte plek. Sy eie hart was daar vir homself. Hy wil kyk, hoe kan hy iets kry? En dit is so hartseer, want so baie keer misbruik mense goeie intensies en goeie waardes om verskonings te gebruik om jou eie intensies om te kry wat jy soek uit die situasie. En Jesus sien dwars deur Judas. Hy weet. En as Johannes dan later in die brief skryf, dan skryf hy dit baie duidelik, want Judas het toe nou die geld gesteel en Judas se intensies was nie reg nie. Hy het dit as verskoning gebruik. Sodat almal op die oude besef wat in Judas se hart aangegaan het. En dis hoekom Judas op die oude vir Jesus beraai ook. Want sy hart is op die regte plek. Sy hart was beroep gewees. God kom en hy kyk na ons hart uit. Hy soek die jou. Sê, ek jou lief. Ek wil verhouding met jou hê. Hy wil vir jou alles en meer gee. En wanneer ons dit ontdek, dan wil ons ook alles en meer gee. Dan wil ons ook gaan. En ons wil sê, Here, hier is ek. Vat my soos ek is. Verander my lewe. En dan kan ons voor God kom. Maria kom as vrou vir Jesus gaan staan en sy kom kan sal en Jesus Here kan vaar. En ons kan voor God gaan staan. Ons kan ons harte vir ons uitstort. In die tyd van lyding. Ons kan kom na God en ons kom met ons alles, met ons goed, met ons sleg, met ons stikkend, met ons seer. En hy sê, hy gaan ons help, hy gaan daar vir ons wees. Hy sê, hy het ons lief, hy het ons nog altyd lief gehad. Hy is joune en jy is syne. Hy het jou lief met jou alles, jy kan na hom toe gaan. En wanneer ons harte uitstort, en ons gee ons alles, en dan kom seer en stikkend nou uit, goed wat ek verkeerd gedoen het, dan kan ek dit vir God sit. Die Here sê, ek het jou lief my kind. Ek kan regmaak wat stikkend is. Ek kan troos wat seer is. Ek kan goed maak wat sleg is. Ek kan enigiets doen. So nie worry, die Here, my kind, jy kan by my wees. Jy kan jou hart vir my aanstort. Mag jy vandag weet, die Here is by jou. Hy stap op pad saam met jou en hy het jou ontsettend lief. En hy vra van jou om jou alles uit te stort vir hom. Sê, hier is dit, Here. Vat my, maak my heel, maak my nie. Help my met die lydingspad wat ek so sukkel. Help my met al die antwoorde wat ek nie het nie. Help my met die omstandighede waarvoor ek die antwoorde het nie. Help my en mag ek vreugde by U ervaar. Mag ek my vreugde vind by U en mag ek heel word en mag ek opstaan saam met U. Want U het my lief. Mag jy dit weet vandag. Mag jy vertrou in die God van die heelal wat groot en magtig is as selfs die dood. Here sê almal wat dors het, kom na my toe. En ek sal vir jou die water van die lewe gee. Jy sal in die ewigheid nooit weer dors wees. Kom ons bid.
Dankie Here dat ek in hierdie lydenstyd my nie mag wees nie bewus word van my eie droom. Maar Here, dankie dat dit oukei is, want U help my, U gaan my nuut maak, U gaan my help om weer op te staan en weer te probeer. U gaan daar wees met my, en ek kan weet, ek maak nie so wat gebeur in die lewe nie. U is altyd by my, U is een wat my vasthou, U is een wat my nooit nie steeds sal help nie. Here, kom en ek bid vandag vir elkeen wat moedeloos is, elkeen wat seer is, elkeen wat siek is, wat pyn ervaar, wat geliefdes verloor, wat deur moeilike tye gaan, Here. Help ons en hou ons vas, versterk ons, en gee ons nuwe krag. Help ons om met ons alles te doen, ja, die dood is nie lekker, seer is nie lekker, pyn is nie lekker, en ons ken het al te goed, Here. En Here, dankie dat ek ook oorwinnend is, want U die dood oorwin. U het alles kom niet maak, en dit sluit my met al en al in. Dankie, Here, vir U liefde en U genade. Dankie vir alles wat U doen.